Genadige God, ons is dankbaar dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Ons is dankbaar, Here, dat U 'n getroue God is wat ons sonde van ons verwyder en dat ons voor U kan staan sonder 'n skuldgevoel, sonder enige iets wat tussen ons en U is. Dat ons kan weet dat U getrou is aan ons, getrou is aan die woord, selfs wanneer ons nie is nie. En daarvoor wil ons vir U die eer gee. Ons vra vanoggend, Here, waar ons U woord lees, U woord hoor, dat U my ook sal gebruik om 'n boodskap oor te dra wat getrou is aan U en U woord, wat U sal verheerlik. En Heilige Gees, kom werk in ons harte. Maak ons gehoorsaam, bereid en gewillig om U wil uit te leef. Mag ons U altyd verheerlik. Amen. Dan wil ek hoor, waar is die kindertjies, kom maar so vorentoe. Carlos heel eers, kyk, hy het hom klaar uitgefigureer. Hy lyk soos 'n kameelperd, soos ek kyk, waar is die soets? Nee, wag jy eers, dankie. Ons gaan dit nou vat. Wag eers. Kom staan. Staan gou hier bietjie by die maatjies. Skalk, wil jy nie kom nie? Kom maar. Nee, okay. Kom, ons hoor gou, ons het nou gesê dat daar reëls is, nee, die Here het sekere reëls gemaak. Julle reëls in julle huis. Wil jy vir ons sê, wat se reëls is daar by julle huis? Mag jy beklei nie? Okay. Nog? Reëls daar by julle? Mag jy mekaar slaan nie? Ja. Mag jy op die banke spring nie? Okay. En aan my wil jy sê? Mag jy mekaar skop nie? Mag jy mekaar in die gesig skiet met speelguns nie? Dit is 'n baie goeie een daai, nê. Hoekom mag jy mekaar vloek nie, ja? Nog, kom ons gee nog een reël. Wil jy vir ons 'n reël gee? Mag jy lelik wees met jou boetie nie, ja? Okay, hoekom mag jy mekaar nie in die gesig skiet nie? Kom ons gaan vir daai nou, is die maklikste. Hoekom mag jy nie? Yes, as jy met jou in die oog skiet, dan kan jy jou oog verloor, nê. So, daar's reëls om jou te beskerm. Stem jy nie saam? Né? Daar's reëls teen op die bank spring wat die bank kan breek, of jy kan afval, of jy kan jou arm breek. Of jy kan die bed breek, as jy op die bed spring. So daar's reëls vir 'n rede, nê. Nou kom ons sê, wie van julle gaan see toe die vakansie? O, jy het klaar gegaan. Jy's lucky, né? Alright, so jou lekker is verby. Begin van die jaar, okay. En my gaan julle see toe. Waar gaan julle? Weet jy? Hartebos. By Tafelberg. Wie gaan nog sê, waar gaan julle? Kan jy onthou? Maar gaan julle see toe? Okay. As jy 7 word, okay. Hoe oud jy nou? 6. Wanneer verjaar jy? Januarie. Okay. So gaan jy by die 7 jaar. Dit gaan cool wees, né? Okay, wie gaan nog see toe? Ja, as jy nou by die, nee, wag, moet nie so pappa trek nie. As jy op die strand kom, en jy loop op die strand, en jy wil in die water gaan, dan sal 'n bordjie wat sê, jy mag nie swem nie, want daar's haie. Gaan jy swem? Nee, hoekom? Jy wil nie die haai met jou byt nie, né? Okay. Dis onveilig, ja, baie goed. Maar kom ons sê nou, jy besluit, jy gaan in elk geval swem, en as jy in die water is, dan byt 'n haai jou. Wie se skuld is dit? Jou eie skuld. So, as jy gaan kwaad wees, vir wie gaan jy kwaad wees? Vir jouself. Nie vir God nie. Hoekom nie? Die God se skuld, jy het nie geluister nie, né? En gaan jy kwaad wees vir die ou wat die bordjie opgesit het? Nee, hoekom?
Is ons eie skuld dat ons nie geluister nie, né? Kan jy kwaad wees vir die haai? Kan jy 'n bietjie kwaad wees vir die haai, né? Maar so die haai klap. Nee, jy moet nee, kom jy uit asseblief? Okay, so ons kan ook nie eintlik kwaad wees vir die haai nie, ons gaan wees, maar dit is nie die haai se skuld nie, die haai weet net een ding en dis om ons te eet. Nou, het jy geweet die Here het vir ons ook reëls gegee in die Bybel, né? Ons het nou daai reëls gelees, dan sê hy alles wat ons moet doen en nie moet doen nie, en die rede daarvoor, dis soos hierdie bordjie wat daar op die strand is, né? As jy nie luister nie, as jy op die bed spring, jy val af en jy breek jou arm, wie se skuld is dit? Jou eie skuld. As jy nie luister vir wat die Here sê nie, wie se skuld is dit? Jou eie skuld. So as die gevolge daarvan kom, jou eie skuld. Dan kan jy kwaad wees vir die Here nie, né? Carlo, kom. Kyk, so sy boude gaan nou brand, en dan wie se skuld is dit dan? Sy eie skuld, nee, want hy wil nie luister nie. Dis maar, mag ek nie dalk dit gesê het nie. Okay, so dis sy eie skuld, nee. Hy kan nie kwaad wees vir my nie, want hy het nie geluister nie. Staan gestil. Okay, nou die Bybel sê vir jou, jy moet die Here aanbid, jy moet die Here dien, jy moet luister na wat die Here sê, moenie steel nie, moenie vloek nie, moenie die Here se naam gebruik nie, rus op die Sondag. Weet julle hoekom? Sodat dit kan goed gaan met jou. Okay. As jy hierdie goed nie doen nie, en as gevolg daarvan gebeur goede met jou, dan kan ons nie vir die Here kwaad wees nie, né? Die Here se wet is daar om ons te beskerm. Okay, nou kom ons gaan so by mekaar staan, dan gaan ons gou gebid. Kom staan jy ook hierso? Wie gaan vir ons bid vanoggend? Wil jy vir ons bid? Moet ek die mikrofoon afhaal? Ja, jy gaan oor die mikrofoon moet bid, gaan jy hom so vashou. Staan sommer hier by my. So, en dan kom julle ook so nader. Okay. Dankie Here U vir alles wat U vir ons doen en dankie dat U altyd daar is vir ons. Dankie U dat ons elke dag hand in hand met U kan loop en asseblief aan ons sondes vergeef. Dankie U dat ons elke dag gebed het om in te slaap en dat ons vandag die voorreg gehad het om hier te wees. Sê asseblief saam met almal wees wat nie so bevoorreg is om te staan. Amen. Amen, baie dankie. Dit is nie so maklik. Dit is nie so maklik soos mense dink nie, né? Baie dankie dat jy vir ons gebid het. Kom ons gaan vir julle 'n sweetie gee. Dit is ja. Vat jy vir jou broer en dan gaan sit jy ook asseblief. Dankie. Sy. Vat maar so vir julle. Dis 'n plesier. En jy moet ook een vat. Okay. Kom jy ook een nou? Daar sy. Annelie, nou het jy 2. Dit is interessant, hulle vat vir hulle self en dan hulle boetie of hulle sussie en dan daai enetjie fluister vir my pa, my ma, my sussie, so hulle vat vir die hele familie. Dit is belangrik dat ons moet verstaan dat die wet van die Here daar is om ons te beskerm. Dit is dan ook nie 'n garantie dat daar nooit iets negatief in ons lewe gaan gebeur nie. As ons sekere van hierdie wette oortree en ons moet die gevolge daarvan dra, dan is dit nie die Here wat sy rug op ons draai of ons straf nie. Daar's goed wat die Here ons teen waarsku met 'n doel, omdat daar sekere goed nie anders kan as om sê maar vrug te dra nie. Vanoggend gaan ons nou lees hier uit Markus 5 van vers 21 af. Dit is die verhaal van Jairus se dogtertjie en die vrou met bloedvloeiing.
Markus 5 vers 21 tot 43. En as ons hierdie verhaal lees, dan is hier nogal geweldig baie wat aan die gang is hier. So ons moet aandag gee aan dit wat in die verhaal gebeur. Nou ongelukkig, wie ken die verhaal van Jairus se dogtertjie? Hier en daar. Ek dink daar gaan meer wees, daarbo ook. Wie ken die verhaal van die vroukie met bloedvloeiing? Dis bekende verhale, nee. Die probleem met 'n bekende verhaal is dat ons dink ons ken die verhaal nou al goed. Ons het nou al dalk 'n preek of 2 of 3 daaroor gehoor en dan skakel ons af. Gelykenis is dieselfde, nee. Ons ken dit so goed, ons skakel amper af. Ons aanvaar dat ons het al gehoor wat daar is om te hoor. Nou ek sê nie dat ek nou vanoggend noodwendig iets nuuts gaan deel nie, maar dat ons dalk nuut probeer luister. Ons lees daar van vers 21 af. Jesus het daarna met die skei teruggegaan oorkant toe en toe hy nog daar by die see was, het daar 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom neer en smeek hom dringend. My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog die hande op haar sodat sy gesond kan word. Hulle het saam met hom gegaan. Die groot menigte het agter hom aangegaan en hulle het hom van alle kante af teen hom gedruk. So net so om vir jou 'n idee te gee wat hier aangaan, van die Jairus nou met Jesus gepraat het en Jesus nou saam met hulle gaan, is daar hierdie groot skare van mense wat saamgaan, hè? So hulle sê hier mense het van alle kante af teen hom gedruk. So almal raak aan Jesus, né? Almal stoot teen Jesus. Kyk. Daar was ook 'n vroutjie wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van die dokters en alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie. Haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak, want sy het sy gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae is. Okay, so tussen al hierdie mense kom sy van agteraf en sy raak aan Jesus. Nou moet julle weet, daar's 'n klomp mense wat teen hom stoot en druk. Nee. En dan die ander ding, voor Jesus stop en omdraai, het sy klaar gesond geword. Dis belangrik dat ons dit sien. Sy het klaar gesond geword hier. Jesus het self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het in die gedrang omgedraai en gevra, wie het aan my klere geraak? Sy disippels het hom geantwoord, u sien tog dat die mense van alle kante af teen u druk en dan vra u nog, wie het aan my geraak? Hy het rondom hom gekyk en om te sien wie dit gedoen het. En die vrou het geskrik en gaan staan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë geval en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede, wees vergoed van jou kwaal genees. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom, u dogter het gesterf, en waarom val u ons leermeester nog lastig? Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moenie ontsteld word nie, bly maar net glo. Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy het by die huis van die raadslid van die sinagoge aan, kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas en huil julle so? Die dogtertjie het nie gesterf nie, sy slaap net. Hulle het hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die 3 disippels wat by hom was, saamgeneem
en in die kamer ingegaan waar die dogtertjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita kum. Dit beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê hulle moet vir haar iets te eet gee. Ek het nou vir die kinders gevra wie gaan see toe en amper almal het hulle hande opgesteek en daar het een kind gesê Hartenbos, wie gaan nog Hartenbos toe? Iemand het vir my gesê in die week julle ook. Ja. Iemand het vir my gesê in die week as ek Desember die gemeente soek of mense van Hartswater soek, dan moet ek net Hartenbos toe gaan. Hulle is almal daar. So dan sê julle nou almal daar so gaan verder Hartswater wees, nê. Maar nou miskien is dit jaloesie wat praat. Ek is bly ek is nie julle nie. Ek is bly ek gaan nie see toe nie. Nou toe ons in Dispatch gebly het, was ons 'n paar keer oor Desember daar by die sê see nie, want dit is nou baie besig, so ons vermy dit. As ek sê ons, my vrou en my kinders ook, want ek vermy dit. Ek hou nie van groot massas mense nie, ek hou nie van groot groepe nie. Ek hou nie daarvan as jy see toe gaan. Ek was een keer daar by Mosselbaai. Dit is nie vir my 'n lekker ervaring. Ek weet nie vir julle as jy winkels toe gaan of as jy strand toe gaan. Kyk ek daai foto's van Durban oor Desember, het julle dit al gesien? Daar's 'n plek vir 'n handdoek nie. Dink ek sou dit geniet nie. Ek weet nie hoekom sal mense dit wil doen. Maar nou ja, as dit nou altyd afhang van massas mense vir my, dan kan ons ook nou weet dat ek sou hierdie verhaal wat hier gebeur het, sou ek nou ook nie beleef het nie. Want dis in hierdie massa mense wat hoor van Jesus, dan kom almal aangestroom en nou moet ons weet in ons kop wat die skrywer vir ons hier probeer sê, is van Jesus uit hierdie bootjie uitklim daar op die strand, drom daar mense om hom en hulle druk teen hom en hulle is die hele tyd so half in die pad en almal skuur teen hom. Ek weet nie, ek hou nie daarvan as mense so teen my staan nie. Ek het 'n groot personal bubble, nee. So dit sou vir my regtig waar nie 'n aangename ervaring gewees het nie. Maar as ons hierdie verhaal lees, dan is daar 'n bietjie van 'n dringendheid, né? Iris sê vir hom, kom asseblief dringend, my dogtertjie lê op sterwe. So as jy hierdie verhaal nou eintlik wil reg lees, dan moet ons hom met daai dringendheid lees. En as ons die gevoel wil kry. Net tussen hierdie massas mense, kom daar ou na Jesus toe, sê my dogtertjie is baie ernstig siek. Kom asseblief dringend. Ons moet nou gaan. En dan kan jy imagine hoe hulle tussen hierdie mense probeer deurgaan, hè? Probeer deurdruk. Mense wat van alle kante af om Jesus probeer staan om met hom te praat, om iets van hom te kry. En dan Jairus benoud. Wat as ons laat is ons my dogtertjie dood. En dan in hierdie gedrukkery en gestotery sê Jesus, maar iemand het aan my gevat. Klink nogal belaglik, né? Iemand vat aan my. En dan stop Jesus en hy draai om, hy wil nou sien wie het hom gevat. Kan julle imagine hoe moet ou Jairus voel? Hy het 'n dringende ding. Sy dogtertjie kan enige oomblik sterf. En Jesus stop, hy soek nie eers wie aan hom gevat het. Terwyl almal teen hom druk, soek hy die een persoon wat hom geraak het. En dan bars die bom. Terwyl hy daar staan, kom sê van die ouens wat daar by sy huis was, hoorie, los hom maar vir Jesus, jou dogtertjie is nou klaar dood. Dit gaan nou nie verder help nie. Nou wie se skuld is dit? Is dit Jesus se skuld? Wat eintlik nou nie tyd gehad het om te stop en te kyk nie? Is dit die vroutjie se skuld wat aan Jesus kom vat het? Is dit die klomp mense wat om Jesus saamgedrom het se skuld? Wie sou ons se skuld wil gee? Is so amper in hierdie gemors wat daar aangaan, klomp mense en die dood van die dogtertjie, dan is Jesus so half nonchalant, nee, hy is nie baie bekommerd oor die dogtertjie nie. Hy wil weet wie het aan hom gevat. Kom maar hierdie ouer vroutjie, swakker vroutjie, kom dan beklem of bely sy nie, sy het hom gevat. En dan na die gesprek, dan gaan Jesus nou aan.
en gemaak die dogtertjie gesond. Maar die hoofgebeurtenis is eintlik nie die dogtertjie nie. Die groot ding wat hier gebeur, draai rondom die vrou. En Markus doen baie goed om hierdie verhaal so half binne in 'n ander verhaal te sit, want hoekom hy dit doen, is dat hy iets wil vertel. Hy wil hê ons moet iets besef. En dis hoekom hy dit doen. So kom ons vat die verhaal van die dogtertjie, ons sit hom net so eenkant, dan vat ons gou eers hierdie verhaal van hierdie vroutjie wat in die bloedvloeiing gelei het. In die antieke wêreld, dis wat ek sê, ons moet nou kyk, hier's baie goed wat in hierdie teksgedeelte gebeur. In die antieke wêreld was daar 'n ding rondom siekte. As jy siek was dit iets wat God oor jou gebring het, want jy het sonde. Onthou julle daai man wat blind was, as hy Jesus en die disippels verby hom stap, dan stop hulle en sê hulle vir Jesus, hoekom is hy blind? Is dit sy sonde of sy pa se sonde of sy ma se sonde? Nee? Die gedagte was dat as iemand siek is dit as gevolg van iemand se sonde. Dis iets wat die Here oor hom gebring het. En dit maak jou onrein. Dit maak dat jy nie tussen die ander mag kom nie. Die groot ding is, as jy sonde het, en ons jou sien as onrein, nie goed genoeg nie, dan mag jy ook nie tempel toe gaan nie. Jy mag nie in die tempel kom nie, jy mag nie daar tussen die ander aanbid nie, want jy is onrein. Maar ten minste, jy kon nou reinheidsrituele gaan doen het, jy kon jou laat was het, jy kon die voorskrifte wat ons in Levitikus en in die Ou Testament kry, kon jy nou gaan doen het, en dan maak dit jou nou weer rein. Dan mag jy nou weer tussen ander mense inkom. Maar hierdie vroutjie, sy is siek, sy is onrein, is iets wat nou al 12 jaar kom, en ons weet dat dit 'n ongeneeslike siekte is. So sy kom druk nou tussen al hierdie ander mense deur, en wanneer sy aan Jesus vat, en hy draai om, dan word sy, wat is die Afrikaanse woord, exposed. Sy word geontmasker daar tussen die ander. Iemand was siek, iemand was onrein, en iemand het aan my gevat. Nou in die antieke wêreld, rondom die reinheidswette, en dit is belangrik dat ons dit moet verstaan, want dit sê vir ons iets in hierdie verhaal. Die reinheidswette, as jy gaan lees in Genesis, dan skep God en hy stel grense, né? Hy maak voëls vir die lug, hy maak diere vir die grond, hy maak visse vir die see, hy maak jou liggaam soos wat hy is, en hulle verstaan die lewe in terme van kategorieë, en die kategorieë het grense. En sodra iets buite die kategorie waarvoor God hom geskep het beweeg, as jy daai grens oorgaan, word dit onrein. Ja, en dit is belangrik om te verstaan, omdat julle die voorskrifte rondom dieet, wanneer dit kom by visse. Visse wat in die water is, wat vin het en skibbe het, hulle mag jy eet. Maar die goed wat in die water lewe, wat nie visse en skibbe het nie, hulle is nie visse nie, so hulle is onrein. Nee, verstaan julle die argument, nee? 'n voël wat kan vlieg is rein, want hy funksioneer soos God hom geskep het. 'n volstruis byvoorbeeld wat nie kan vlieg nie, hy is onrein, want hy's 'n voël, maar hy kan nie vlieg nie. So dit waarvoor God voëls geskep het, funksioneer nie. Okay, nou dieselfde met jou liggaam. Sekere goed aan jou liggaam is rein en sekere goed maak jou liggaam onrein. Enigiets wat binne my liggaam is onrein. As ek op jou spoeg, dan maak ek jou eintlik onrein, want my spoeg van binne my liggaam kom uit. En dit is waar dit, as dit vertel van Jesus wat 'n blinde man gesond maak deur te spoeg in die grond en klei te maak, dis eintlik iets onheiligs, onrein wat daar gebeur, wat Jesus doen wanneer hy daai persoon gesond maak, nee. Ons kan eendag nog daaroor gesels. Maar bloed is 'n baie erge ding, want in die antieke wêreld was bloed lewe, nee, my liggaam se lewe lê in die bloed. So as bloed uitkom, dan is dit uiters onrein. Nou, daar's 'n verhaal, waar julle ken baie goed, van die barmhartige Samaritaan, onthou julle, daai man wat half doodgeslaan is langs die pad, die eerste ou kom verby, hy kyk hom net so en hy gaan verby. Tweede ou, dieselfde, nee, hy kyk hom net so en hy gaan verby. Twee godsdienstige leiers. Hoekom gaan die godsdienstige leiers verby? Want as ek daai ou help, maak sy bloed my onrein.
As ek onrein is, mag ek hier nie aanbid nie, en mag ek die tempel toe gaan nie. So wat doen ek? Ek beskerm my reinheid en ek los hom om dood te gaan. Dan kom die Samaritaan en hy help haar ou. Eintlik iemand wat klaar onrein is, hy help iemand wat naby aan die dood is en hy worry nie oor die reinheid nie. En dis dieselfde wat ons sien by hierdie vroutjie. Wanneer jy onrein was en veral op 'n permanente basis soos die vrou sê, 'n siekte, bloedvloeiing, soos sy bly bloei en dit maak dat sy die heeltyd onrein is. Sy kan nie gesond word nie, so tegnies gaan sy onrein bly. Die groot ding is nou, sy mag nie net mag sy in die tempel toe gaan nie, sy mag nie in die stad bly nie. 'n Siekte soos hierdie, wat ander mense onrein maak, het hulle jou geban. Melaatsheid was dieselfde. Jy mag nie in die stad gebly het tussen ander mense nie. As jy ander mense in 'n posisie sit waar jy hulle onrein maak, dan kan jy gestraf word met die dood. Jy kan gestraf word met steniging. So hierdie vroutjie, onrein, onmoontlik om rein te word. Dit help nie sy kom die reinheidswette na nie, want sy kan nie rein word nie. Sy die siekte is 'n konstante. Kom met daai siekte in die stad in, tussen die mense in, skuur en stoot aan almal soos wat sy deur beweeg, en dan vat sy aan Jesus. So wanneer, onthou nou as jy nou hierdie verhaal nou hoor uit die antieke oogpunt, en jy hoor van die vroutjie wat bloedvloeiing het, wat in hierdie massa mense was, wat deur die massa mense gestoot het, dan sou jy besef het, hierdie is 'n skokkende ding. Dis 'n verskriklike ding wat hierdie vrou aanvang, want sy maak almal so ver as wat sy gaan, maak sy onrein. As hulle onrein is, moet hulle nou eers 'n tydperk afsonder, die reinigingsrituele doen, en dan na 'n tydperk is hulle eers weer rein, mag hulle eers weer tempel toe gaan, mag hulle eers weer in die gemeenskaplike aanbidding deel wees. So, toe Jesus stop, en hy vra, wie het aan my geraak? En hy maak haar openbaar, dan gaan dit nie net oor iemand wat skelm aan Jesus geraak het nie. Hy openbaar haar vir almal as 'n onrein persoon, wat almal om haar onrein gemaak het. Dit is 'n bietjie vreemd, want hoekom het Jesus nie net stil gebly nie? Hoekom het hy nie net aanbeweeg nie? Hy het gevoel iemand raak aan hom, hy het geweet iemand het gesond geraak, en hy stop. Nou, hou net in die agterkant in jou kop, né? Dat dis 'n dringende ding. Jairus se dogtertjie lê op sterwe. Hy kon net aangegaan het. Hierdie vroutjie is klaar gesond. Hy het geweet, sy het geweet. Hoekom moes hy stop? Markus skryf hierdie verhaal spesifiek sodat hy dit duidelik maak. Want vir sy hoorders gaan daar ietsie meer aan as net 'n vroutjie wat gesond word. En hy skryf hierdie verhaal binne in 'n ander verhaal, want hy bring twee karakters langs mekaar. Hy wil iets oor die een karakter duidelik maak en iets oor die ander karakter. Wie was Jairus? Jairus was een van die Joodse raad, so hy was 'n godsdienstige leier, hy was by die tempel betrokke, by die sinagoge betrokke gewees. Hy was een van die heiliges en een van die reines. Hy kom vra vir Jesus vir hulp. En Jesus gaan dadelik, hierdie rein heilige man, Jesus gaan dadelik agter hom aan. Aan die ander kant kom daar 'n onbekende vrou, haar naam word nie genoem nie, wie sal nooit weet wie dit was nie, wat onrein is, wat nie daar mag wees nie, en sy kom raak in Jesus. Nou, wat Markus doen, is hy bring die reinste en die heiligste, bring hy op 'n punt, en hy bring die onreine en die onheiliges, bring hy op 'n punt. Hy sit hulle eintlik langs mekaar. Hoe sê hulle, die dood is die equalizer, nee. Maak nie saak of jy heilig was, of jy ryk was, of jy slim was, of jy arm was. Voor die dood is ons amper almal gelyk, nee, ons is almal sterflik. Jairus doen dit hier. Hy bring die godsdienstige persoon en hierdie onrein persoon langs mekaar, en hy oulik nogal hierdie 12 jaar aan bloedvloeiing en 'n 12-jarige dogtertjie, alles parallelle wat hy so trek, en die grootste ene is wie aanvaarbaar is en wie nie aanvaarbaar is nie.
wie reg lewe en wie se lewe vol sonde is. En daar's 'n rede wat Jakobus, Markus dit doen. Hy doen dit want Jesus gee om oor die holistiese gesondheid van die persoon. Oor nie net 'n gered nie, en nie net oor my fisiese gesondheid nie, maar ook my plek in die samelewing. Jesus is nog altyd besorgd oor die wat uitgeskuif is, die wat nie goed genoeg is nie. En wat is die vereiste hier? Geloof. Jesus sê vir Jairus, moenie jou worry nie, jou dogtertjie sal leef, jy moet net glo. Vir die vroutjie draai om en hy sê, dogter, jou geloof het jou gered. So wat moet ons doen? Ons moet net glo. Maar ons het geglo. En ons het al geglo. En dinge werk nie altyd uit nie. Ons kan die wet onderhou tot op die volste, tot op die uiterste punt. Net soos wat Jairus gedoen het. Dan werk dinge nie altyd uit nie. Ek kan bid vir my kinders, ek kan bid vir my besigheid, en dinge loop baie keer skeef. So wat is geloof? Ek dink, miskien moet ons eers sê dat geloof nie 'n garantie is dat dinge nooit verkeerd gaan nie. Om die wet te onderhou en om perfek te lewe is nie 'n garantie dat alles net altyd gaan goed gaan en daar nooit 'n probleem gaan wees nie. In die wêreld waarin ons leef, is daar die hele tyd spanning tussen wat ons glo en dit wat gebeur. Nee? Spanning tussen wat ek doen om myself te beskerm en dinge wat net verkeerd loop. Ek dien die Here. Ek leef so ver as wat ek kan, leef ek naby aan die woord, naby aan God. Probeer ek die karakter van God uitleef. Maar die ou af in die pad doen nie. En hy lewe nie volgens die wil van God nie. En sy dade affekteer my ook. Dit wat hy mee besig is, affekteer my ook. Hier kry ons Jairus, hierdie perfekte ou, en ons kry aan die ander kant, kry ons hierdie vroutjie wat aan bloedvloeiing ly, en hulle is in dieselfde situasie. Hierdie vroutjie, wanneer sy met Jesus kom praat, dan sê sy vir hom haar hele geskiedenis. Ek was my lewe lank van dokter tot dokter. 12 jaar lank is hierdie siekte so. Sy sê ek het niks meer nie. Alles wat ek gehad het, alles wat ek besit het, het ek aan dokters gegee. Ek het niks meer oor nie. Ja, hier is aan die ander kant. Hy doen alles wat die Here wil hê. Maar hy is hastig. En Jesus staan en praat met hierdie vroutjie. Ek kan ons dink, jy sit jouself in daai posisie. Jy het 'n ding wat jy van die Here verwag, iets wat die Here vir jou moet doen. Jy is hastig, jy pleit by die Here. Tyd hardloop uit. En hy staan hier by die ou wat in die straat staan en bedel. Die Here is daar besig. Ons moet versigtig met verhale wat ons goed ken. Dat ons nie vinnig verby goed gaan nie. Dat ons nie iets van God mis nie. Dat ons nie iets van God se werking in die lewe rondom ons mis nie. En ons moet versigtig wanneer ons hierdie verhale self lees. Dat ons nie te hastig is en God mis nie. Ons nie te besig is heeldag, dan sê dit, dan sê daai, dan sê dit. Die Here moet net dit doen, die Here moet net dat doen. Nee? En ons baie keer kom ons en ons verwag die Here moet dadelik optree. Hy moet dadelik iets doen. Hy moet dadelik uitkoms bring. En dan baie keer wil die Here hê ons moet net stil word en voor hom kom staan. Net stil word en in sy teenwoordigheid kom wees. As ek hierdie verhaal lees, dan sien ek 'n godsdienstige leier wat almal se aandag sou getrek het. Almal sou gedoen het wat hierdie godsdienstige leier wil hê. Maar Jesus staan stil by 'n vroutjie wat niks het om te bied nie. Wat niemand is nie, wat geen mag het nie, wat niks kan sê nie. Sy kom staan daar en sy sê, Jesus, ek het niks meer oor nie. Ek het niks oor nie. Ek het alles gedoen wat ek kon. Ek het al my geld spandeer.
Ek mag nie tussen mense nie. Ek weet ek is onrein. Ek het my laaste probeer, my lewe op die spel gesit net om by jou uit te kom. Hierdie verhaal vertel vir my van ons hoop wat ons nog altyd in die Here het, wanneer ek niks oor het nie, wanneer ek niks het om te bied nie, wanneer ek nêrens meer het om te gaan nie, dan kom ek voor God met leë hande. En soos wat hierdie verhaal vir ons vertel van Jesus wat gestop het by hierdie vroutjie wat niks het om te bied nie, stop Jesus ook by ons. Wanneer ons in nederigheid voor hom kom, wanneer ons kan besef, wanneer ons weer daai ding kan besef dat ek is nie so belangrik soos wat ek dink nie. Soos wat ek wil hê ander mense moet my sien nie. God is die een waaroor dit gaan. Wanneer ek kan besef dat ek niks het om God te bied nie, wanneer ek hom nie kan manipuleer nie, wanneer ek hom nie kan beheer nie, wanneer ek net kan besef dat hy is God en ek is 'n mens en voor hom kom en sê, Here, hier is ek. Ek het niks oor behalwe myself nie. 'n Lewe van nederigheid, van afhanklikheid. En dis waar hierdie verhaal so hoop vir my is. Nou oor die Kerstyd is vir baie mense 'n moeilike tyd. En baie hartseer wat ons in ons lewe beleef, vang ons gewoonlik rondom Kersfees, nê. Verliese, tekorte in ons lewe, gebroke in ons lewe. Dis die tyd van die jaar wat dit ons vang. Mag ons in hierdie feesseisoen en hierdie tyd wat ons ingaan, met ons hartseer, met ons gebrokenheid, met alles wat in ons lewens in gang is, tyd maak om voor God te kom en te sê, ek het niks, my hande is leeg, ek is onrein, ek is nie grand nie, ek is net 'n doodgewone mens, en hy is God. Mag ons met onrein, verleë hande besef wie ons God is. Aan die ander kant moet ons ook nie van Jairus se dogtertjie vergeet nie, waar die tyd uitgehardloop het, waar Jesus tyd gemors het, waar dit te laat was, is dit nie te laat nie, want God is nooit laat nie, en Jesus is nooit laat nie, en baie keer raak ons bekommerd, en baie keer raak ons desperaat, en baie keer dan raak ons dalk ook bietjie met die Here ongeduldig. Mag ons net weer besef dat God se tyd is die perfekte tyd. Selfs wanneer vir ons te laat is dit nooit te laat vir God nie. Ek wil so net 'n minuut gee, 2 minute gee vir stil gebed. Wie is jy in hierdie verhaal? Is jy die belangrike rein godsdienstige ou? Is jy hierdie vroutjie wat onrein is, wat niks het om te bied nie, wat sy naam nie eers geken word nie? Kom ons met vereistes voor God. Probeer ons manipuleer. Kom ons met voorwaardes. Kom ons net voor God en sê, hier is ek, leë hande, niks om te bied nie, net myself. Genadige God,
Ons kom voor U vanoggend hier so op die punt van die feestydperk en die feesseisoen, en 'n tyd wat besig gaan wees en waar ons gedagtes baie maklik op ander dinge val. Ons baie keer self vergeet waaroor Kersfees regtig gaan. Maar vanoggend wil ons net 'n oomblik stil word en net by U kom sit en erken, Here, dat ons het niks om te bied nie. Selfs in ons heiligheid, in ons godsdienstigheid, kom ons nog steeds kort. En daarmee saam is ons dankbaar, Here, dat wanneer ons onrein is, wanneer ons dalk vir ander onaanvaarbaar is, wanneer ons lewens gebroken is, vat U nog steeds tyd om by ons te stop. Wanneer ons met leë hande voor U kom staan, dan spandeer U tyd saam met ons. Dan sien U ons raak en ons wil vra, Here, vir elkeen van ons, dat in hierdie tyd wat ons ingaan, hierdie feestyd wat nader kom, dat ons iets anders kan beleef. Dat ons kan beleef dat God by ons stil staan en ons hartseer raak sien. Dat ons kan besef dat ons het niks om te bied in onsself nie. Dat ons weer kan besef hoe afhanklik ons van U is. En ons dank U, Here, dat by U kan ons nooit so onrein wees, dat ons U nie kan aanbid nie. Dat ons U nie kan ervaar nie, dat ons nie in U teenwoordigheid kan kom nie. Maar dat U 'n God is, wat ons sien deur die bloed van Jesus. Leer ons ook om ander mense so te sien, om mense nie mis te kyk nie, nie ons rug te draai op mense nie, dat ons so ons verhouding met U ook op daardie manier kan uitleef. Here, ons bid vir Johan Foster, ons bid vir Nelly Bester en haar familie, vir albei hulle, vir sy ma. Ons bid vir die boere wat deur die reën en die haal geaffekteer is. Nou, ek verstaan die dinge nog nie, Here. Ek verstaan nie die impak nie, ek verstaan nie die uitkoms nie, ek verstaan nie die krisis op hierdie stadium nie. Maar U doen. En U ken elke boer en elke een se skade en elke een se situasie. En laat ons as mense en gemeenskap, dat ons besef, ons staan eintlik met leë hande voor U. En wil julle elkeen dra en beskerm, elkeen voorsien en lei, en in alles deur wil jy ons op 'n plek bring waar ons soos hierdie vroukie met bloedvloeiing iets nuut kan beleef van U karakter, van die liefde, van die genade. En mag ons U altyd verheerlik. Mag ons U die eer gee in alles, en mag ons lewe onderdanig aan U leef. Amen.